As hy, baie welkom van my kant af vanoggend. Ek weet jy kan aan niks anders dink as die braai nie, maar ek gaan jou vra om jou hart vir my te gee vir volgende 30 minute, soos ons verder 'n bietjie kom kuier en ek ook die reeks kom afsluit. Ons praat oor integriteit. Ons is nie besig om 'n nuwe rigtings te gaan nie. Die laaste 2-3 weke saam vandag, kan jy nog onthou wat die jaartema is? Jy kan dit maar net uitroep. Okay, gaan staan op en gaan staan daar in die hoekie. Okay? His glory, our story. Hoe word sy heerlikheid deur my lewe, ook my lewensstorie, as ons nie praat oor integriteit nie. Dit is waar hierdie hele preekreeks in hierdie storie deel van hierdie jaartema is. Ons is nie in 'n nuwe rigtings op pad nie. Inteendeel, as jy mooi opgelet het die laaste 10 maande, sou jy agtergekom het dat ons besig is met 1 jaar tema. Ons is net besig om vanuit verskillende hoeke uit te benader en oor 'n jaar proses gebeur disippelskap dan, dat dit nie net losstaande temaatjies en goedjies is nie, maar ons is baie intentioneel met wat God ook in die begin van die jaar vir ons gesê het oor hierdie jaar. So ons praat ook oor integriteit, ons land hom vanoggend en verlede week het Willem vir ons gesê, iets het in 'n oomblik in my en jou lewe gebeur. Iets het gebeur. Maar, hier is die verwarrende konsep, as jy verlede week nie bygewoon het nie, daar is nog steeds elke dag besig om iets in my en jou lewe te gebeur. Ons is reeds identiteit, maar ons word nog aktiwiteit. Ouens, dis die goeie nuus, dis die massiewe genade storie in my en jou lewe. Kan jy vir 'n oomblik saam met my dink, dat dit is waar God ons sien as gevolg van Christus se werk aan die kruis. Dis waar ons is. Dis hoe hy ons sien. Al is ek en jy nog op pad soontoe, sien hy ons reeds daar. Dis die goeie nuus. In die Ou Testament het hulle aktiwiteit en identiteit was een ding gewees. Jou identiteit was vas aan jou gedrag. Die Nuwe Testament sê dat identiteit en aktiwiteit is losgebreek van mekaar af. Dis goeie nuus. Dis goeie nuus. Ek weet nie hoe voel jy daaroor nie, maar ek is dankbaar dat die Here nie meer 'n notaboekie het en elke dag opskryf as hy na my lewe kyk nie. Ek is baie, baie dankbaar daaroor. Integriteit gaan juis oor daai prentjie. Integriteit gaan oor een ding, en dit is dat God elke dag besig is om my en jou aan ons ware self voor te stel. Daai is nie 'n magic mirror nie, ouens. 'n Spieël wys refleksie. Maar geloof in wie ek werklik in Jesus Christus is, wys potensiaal. Ek gaan dit weer sê. Jy kan in daai spieël kyk, elke oggend as jy skeer. Jy kan elke dag van jou lewe besin oor jou lewe en jy kan jouself sien soos jy is. Maar wanneer ek en jy wat volgens 2 Korintiërs 5:17 nuut gemaak is in 'n oomblik en ons reeds daar geposisioneer is in hemelse plekke saam met Jesus Christus aan die regterhand van God, dan sien ek en jy die potensiaal. Dis integriteit. God probeer ons voorstel aan wie ons werklik is. Ek en jy kies wat ons in die spieël sien. Dis ons keuse. Mense sou vra, maar heerlikheid, as ek nou alreeds daar is, hoekom moet ek nou nog moeite doen om daar uit te kom? Kan ek nie net maar terugsit nie? Ek weet Paulus skryf op baie plekke. Hy sê, jy weet, ons moenie die genade misbruik nie. Jy weet, beteken genade nou dat ek en jy kan aanhou sondig, ons kan doen wat ons wil? Hy sê stellig nie. Stellig nie. Waarom sal ek wil moeite doen om op te groei in dit wat ek reeds is? Dis juist die ding. Hoekom wil ek werk vir iets wat reeds myne is? Werk sê ek moet. 'n Geskenk sê ek wil. Daar's die motivering. Daar's die motivering. Ek het al hierdie storie gebruik. Waarom sal jy
op Shelly Beach se strand in jou woonstel wil sit en na 'n prent kyk op TV van hoe mense lekker swem in die see. Stap uit jou woonstel uit, gaan plant jou voete in die sand en beleef die water vir jouself. As jy vandag R1 miljoen wen, gaan jy nie meer Chicken Licken koop nie. Ek het verlede week, 2 weke terug vir julle sê, jy gaan elke week ou Gelitos toe gaan. It's next level. Waarom sal jy die vloere wil vee by jou werk en koffie maak? As jou aanstellingsbrief as CEO reeds op die tafel is. Kom ouens, dis nie 'n moed ding nie, hierdie is 'n wil. Hierdie is 'n wil ding. Dit is die hele gesprek rondom integriteit. Is dat wanneer ek en jy voel, ek moet werk om soontoe te beweeg, staan eerder terug. Jy gaan dit opmors. Staan eerder terug. Ons gaan dit opmors. Want dis hoekom die Bybel so massiewe onderskeid tref. Luister na die woord gebruik. Hy praat van die werke van die vlees en die vrug van die gees. Die werke van die vlees sal nooit vrug werp nie. Dis die genade storie. En ek weet, soos ek praat vanoggend, is van julle dalk besig om intelligente vrae te vra, maar wat sê jy vir ons? Wat vra jy van ons? As ons nou reeds daar is, wat impliseer integriteit as ek dan niks hoef te doen nie? Nee, daar is altyd iets om te doen. Jy weet, baie ouens dink, jy weet, hierdie liefdesverhouding met God, it is a no strings attached verhouding. Dis nonsens. There is a string attached. En dit is die Heilige Gees. Hy is die een wat ons lewend gemaak het in 'n oomblik. Hy is die een wat vernuwing gebring het in ons lewe. Hy is die een wat ons ook een gemaak het met hom. Die woord sê hy het ons verseël en verbind. Hy het hierdie eenheid, hierdie voorhangsel wat geskeur het en ek en jy wat vrye toegang het tot die teenwoordigheid van God. Hy het hierdie 'n werklikheid gemaak, 'n realiteit vir my en jou. There is a string attached. En ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor praat. So vanoggend wil ek bietjie met jou kuier oor die een gedagte, die daaglikse ritme van vernuwing. Vernuwing, ouens, vra 'n konstante ritme en 'n konstante ingesteldheid. Ek weet, ons wil net ons vingers klap en dan wil ek beleef, ek leef as 'n nuwe mens. Maar ons weet dit werk nie so nie. Dis nie asof die dag wat ek tot geloof gekom het, nou ry ek werk toe en nou is elke taxi bestuurder my buddy nie. Hy is nie meer my, almal word nie skielik my maatjies nie. Baie keer wil ons vingers klap en vernuwing moet dadelik gebeur. Ons weet dit gebeur nie dadelik nie. Ek meen manne, ons sê selfs vir ons vrouens, liefie, jy kan nie net elke keer jou vinger klap en verwag ek moet spring nie. Ek het tyd nodig. Ons sê dit vir hulle, maar ons sê dit nie vir onsself nie. En dan wanneer ons kom preek en luister en ons word gekonfronteer met hierdie tipe van gesprek en dan raak ons so 'n bietjie mismoedig. Want ons sien nie die dadelike resultate nie. Ons voel partykeer eerlikheid hierdie of dit werk nie of die fout is by my en dan gee ek moed op. Dit is alles goed wat in die pad staan van vernuwing, nê. Vernuwing vra 'n konstante ritme en 'n ingesteldheid. En dit is hoekom Paulus in Efesiërs 4 gaan ek so 'n bietjie stil staan vandag. Efesiërs 4 kom gee hy vir ons sulke mooi riglyne as dit kom oor hierdie vernuwing. Nie net riglyne nie, hy kom openbaar eintlik vir ons so ietsie van 'n ritme, 'n gesonde daaglikse ritme. En ek glo dat dit vir jou regtig waardevol sal wees in jou geloofsreis en die pad ook wat jy met die Here
stap. As jy reg hiervoor, ons gaan so 'n bietjie na Efesiërs 4 kyk. Ek lees saam met jou. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep. Kyk, hierdie man is ernstig. Hy sê nie, hy kon vir hulle gesê het, ek doen 'n ernstige beroep op julle. Hy kon vir hulle gesê het, ek praat met jou in die autoriteit van Jesus Christus, jy beter nou luister. Nee, hy voeg hierdie goed sommer so saam. Hy sê in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep. Hierdie ou is ernstig. Hy sê, moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God geskenk het nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Daai is 'n loaded skrifgedeelte. Ek wil so 'n bietjie jou fokus kom rig vandag in terme van daai een skrif. Ek wil hê met die volgende raak sien. Die hart van wat Paulus hier probeer kommunikeer is eintlik maar een ding. Hy sê as jy wil leef as 'n nuwe mens, in terme van en belyn met wie jy regtig is, voordat jy kan leef in lyn met wie jy is, moet jy eerstens besef wie sin jy is. Dis belangrik, dis die beginsel wat hy hierso van praat. Hy gaan dadelik, en dan gebruik hy die groot woord losbandigheid. Losbandigheid is hierdie tipiese ingesteldheid van, jy weet, ek maak my eie besluit, ek doen wat ek wil. Ek hoef nie te leef volgens die waarheid nie, ek leef volgens my waarheid. Ek maak die besluite. Julle het al almal daai stelling gehoor. It is my way or the highway. Paulus sê nee. Vernuwing gebeur net wanneer ek en jy regop staan en sê it is Christ's way or no way. Kurt Darren praat nonsens. Ons is nie loslappies nie. Ons is nie loslappies nie. Ons is vas, ons is verbind, ons is verseël met hom. Ons is een met hom. En niks wat ek en jy doen kan daai werk ongedaan maak nie. Ons naam is op sy handpalm en sy familieteken is die merk van my lewe. Dis 'n afgehandelde realiteit. Ek is nie meer 'n slaaf wat probeer nie, ek is 'n kind, sê Efesiërs 1. En ek is nie 'n kind as gevolg van die goed wat ek reg doen nie, ek is 'n kind nog voordat ek gebore is. Want dit was sy hart gewees. Dit het net gerealiseer die oomblik toe ek my geloof in hom kom plaas het in sy werk. Efesiërs 1 sê nog voor die grondlegging van die aarde, is ek en jy uitverkies. Nie net uitverkies nie, maar uitverkies in Christus as kinders van God. Daai word 'n realiteit die oomblik toe ek en jy ons hand opsteek, ons lewens kom buig en sê ek glo dat hy die seun is van die lewende God en dat hy die enigste weg is. Niks wat ek en jy doen kan daai ongedaan maak nie. Ons is nie loslappies nie. En vernuwing sal nooit plaasvind wanneer ek en jy nie eers besef ek behoort. Ek is vas. Dis nie meer ek wat lewe nie, dis Christus wat deur my leef. Vernuwing sal nooit 'n werklikheid wees as ek en jy op daai plek is nie. Kom ons lees so 'n bietjie verder van vers 20 af. Hy sê hier maar, dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle hom nou volg, vas is aan hom, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Daar is nie net waarheid in hom nie, maar hy sê ook self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is. Dis nie net dat hy waarheid in hom het en dat hy waarheid ken nie. Dit is sy samestelling, sy natuur, sy wese. Hy is waarheid. So wanneer ek na sy persoon kyk, na sy karakter kyk en belyn met dit, dan leef ek in integriteit. Amen. Vernuwing is om die karakter van Jesus Christus te kies.
In elke omstandigheid en in elke seisoen, in elke situasie. Ouens, hoor gou hierdie een. Vernuwing is nie 'n twee-rigting pad nie, dis 'n T-aansluiting. Vernuwing is nie ek kan vorentoe kyk en ek kan terugkyk nie. Dis so 'n bietjie van die oue en dis so 'n bietjie van die nuwe. Dis 'n T-aansluiting, dis 'n links of 'n regs. Dis oud of nuut. Dit kan nie 'n kombinasie wees nie. 2 Korintiërs 5:17. Want elkeen wat in Christus is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Dan gaan hy aan. Kyk, die oue het verbygegaan. Die nuwe het gekom. Vernuwing is 'n T-aansluiting. Dis nie 'n twee-rigting pad nie. Ek kan nie bietjie oud, bietjie nuut nie. Dis 'n belangrike beginsel wat hy hier vir ons probeer verduidelik. Ek maak hierdie stelling. Die doop begrawe die ou mens, maar gehoorsaamheid weerhou hom van opstanding. Hier is van julle wat al jarelank 'n pad met die Here stap. Het al agtergekom hoe gereeld word 'n ou nog gekonfronteer met daai prentjie in die spieël. En dis nie Christus nie. Dis nie maklik om voor 'n spieël elke oggend te staan en te skeer nie, want jy sien jouself. Jy kies wat jy wil sien. Maar die ou mens het 'n manier om uit die graf uit op te staan as jy hom toelaat. Daar sekere van die goed in jou lewe wat radikaal, drasties verander het. Een van die goed wat vir my verander het 20 jaar terug is my taalgebruik. Daar was baie onkruid in my taaltuin. My vrou sal vir jou sê, ek het moeilik deur 'n sin gekom om nie op die einde van daai sin jammer te sê vir iets nie. Maar dit is een ding wat redelik in my lewe net weggegaan het. Ek sê moes konsentreer hier op 'n verhoog op elke woord wat ek sê. Dis nie 'n probleem meer nie, ouens. Wanneer ek reageer, want dis die hele ding. Ek vra nie vir oggend dat ons groter poging insit en harder werk. Ek sê vir jou vir oggend, die Heilige Gees doen die werk. Ek moet reageer op dit. En die werk wat hy doen, is so wyd. Die woord sê, hy kom herinner my aan Christus. Sy leringe, sy woorde, sy dade, sy karakter, die persoon wie hy is, sy manier van sien. Dis ook die Heilige Gees, die woord sê, dit is God, wat in ons harte, die wil, en die begeerte, skep, om te wil, en te werk volgens sy welbehae. Dis nie 'n moed nie, hy skep die begeerte. So hy herinner ons nie net nie, maar hy stel ons ook in staat om te reageer, en wanneer ek en jy in gehoorsaamheid reageer, is die gewaarborgde uitkoms daarvan en resultaat is natuurlik vrug. Dis nie ek nie, ek werk nie, hy doen die werk in my. Hy het dit gedoen in die begin en hy bly dit elke dag nog doen. En wanneer ek net reageer op dit in gehoorsaamheid, en dis hoekom hierdie skrifgedeelte, dit kon 'n skrifgedeelte gewees het, ek is seker, dit moes gewees. Die doop begrawe die ou mens, maar gehoorsaamheid weerhou hom van opstanding. Wanneer ek nie meer reageer op wat die Heilige Gees in my lewe mee besig is nie, is my vraag op wat reageer ek? As dit nie my geesmens is wat daar gebeur nie, dis daar waar die Heilige Gees sy werk doen. As dit nie vanuit my geesmens is nie, dan is dit mos vanuit my vleesmens.
En dit is wat ek bedoel by die ou mens wat die hele tyd weer 'n verskyning wil maak. En ons wil kom bedrieg in terme van wie ons werklik is. En voor ons kom hou al die verkeerde dingetjies wat ons elke dag doen, sodat ek en jy dit wat ons in die spieël sien 'n afgewaterde weergawe is van wie ons werklik is. Ons gaan so 'n bietjie verder in Efesiërs 4. Hy sê, hou dan dop om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek by die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense wat as die beeld van God geskep is. Weer die prentjie in die spieël. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Jy sal sien hier's twee werkwoorde. Hy sê hou op en dan sê hy lewe as. Die Engelse vertaling sê dit baie mooi. Dit sê put off and put on. Put off the old. Put on the new. En hierdie put on, lewe as, is nie net nog 'n nuwe ritueel nie. Dis 'n nuwe verstaan van hierdie samewerking tussen ek en die Heilige Gees. Dis wat dit is. Dis nie werk nie. Dis nie 'n nuwe resep nie. Dit is nie net nog 'n nuwe manier nie. Dit is 'n verstaan van hier's hierdie samewerking. Ek en jy is medewerkers in God se koninkryk. Daar's hierdie samewerking. This fellowship between myself and the Spirit of God. En in dit, wanneer ek reageer, dan is daar vrug. Put on, put off. En dit is my baie opvallend dat in die middel van die skrifgedeelte sê hulle, julle gees en gedagtes moet nuut word. Die volgorde is redelik belangrik daar. Eers moet ons gees nuut word voor ons gedagtes kan nuut word. Jou gedagtes gaan nie vernuwe as jou gees nie vernuwe nie. Vergelyk dit met iets soos Romeine 12 vers 2. Moet dan nie gelykvormig word aan die wêreld nie, maar laat God julle gedagtes vernuwe. In die versie net voor daai sê hy, laat jou lewe 'n lewende en heilige offer wees aan God. Dit begin by God. Dit begin in my gees en dan gaan dit na my gedagtes toe. Sonder iets wat hier in my gees gebeur, is dit wat hier in my gedagtes gebeur, is not good news. Hier gaan nie goeie goed hier gebeur as daar nie eers goeie goed hier gebeur nie. En dis waar die Heilige Gees inkom en dis waar ons elke dag op 'n baie, baie praktiese manier bely. Dieselfde skrywer sê in Galasiërs, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees van sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons dan deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Ouens, dis die eerste gedeelte, as ons deur die Gees lewe. Dis die Gees wat ons lewend gemaak het. In 'n oomblik. Iets het gebeur. Daai vernuwing, Heilige Gees se werk in ons lewens. Hy het ons nuut gemaak. Hy het ons afgesonder. Hy het ons verseël. Die Heilige Gees het dit gedoen. So as hy ons op daai stadium vernuwe het, waarom sal ons rug draai laat ons elke dag bly vernuwe? In volwassenheid en heiligmaking. Waarom sal ons vir hom ja sê daar, maar nee sê nou elke dag? Dis hoekom hy sê, as ons dan lewe ontvang het deur die Gees, kom ons loop ook nou elke dag in die Gees. Dit gaan bly effort en werk kos, totdat ek en jy net rustig raak en relax, en net agterkom. Die Heilige Gees is in vandag, hy braai saam met jou. Hy hou van braai. Waar ook al jy gaan, is hy daar. En hy's besig. En gehoorsaamheid aktiveer die vernuwing. En wanneer dit oor en oor en oor gebeur, daai reaksie en gehoorsaamheid op wat hy mee besig is,
En dit raak 'n ritme. Dis wanneer vernuwing blywend raak. Dit is eintlik baie eenvoudig. Julle het al hierdie extreme makeover shows gesien, ja? So jy word uitgenooi na extreme makeover show. Jy gaan sit in die stoel. Jy kyk in 'n spieël en die tannie begin jou mooi maak. Terwyl jy in die spieël staar, vat sy verantwoordelikheid of hy, maar as dit hy is, gaan ek nie in die stoel sit nie. Hy gaan nie my gesig beter terwyl ek in daai stoel sit nie. Terwyl ek in die spieël staar, is sy besig om verantwoordelikheid te vat vir die vernuwing. Dis presies die beeldspraak wat die Bybel gebruik. Kyk bietjie daar. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid deur die Heilige Gees wat die Here is. Hy bly verantwoordelikheid vat vir my vernuwing. Al wat ek moet doen, ek moet net in die spieël staar. I've got to behold Christ. Die Heilige Gees gaan my nie herinner aan iets wat ek nie weet nie. Kom ons sê dit gou vir mekaar. Dis hoekom ek en jy die woord het. Hy leer ons niks niets. Hy voeg nie by dit wat Christus geopenbaar het deur sy lewe nie. Hy kom herinner ons en kom rig ons in die rigting van Jesus Christus, want hy is ons koning. Hy is die een wat ons volg. En wanneer ek en jy regtig moeite maak om 'n studie te maak en te bly leer in disippels en studente te wees van Jesus Christus, kom ons net sien ons net maklik raai oomblikke raak die Heilige Gees ons herinner aan 'n skrif, aan 'n woord, aan 'n lering, aan 'n gelykenis, aan 'n manier van dinge doen. We are children of the new way. It's Christ's way or no way. En die Heilige Gees vat daai verantwoordelikheid om die vernuwing te bring, soos ek en jy in die spieël staar. Ek kies, wanneer die Heilige Gees my lei, kies ek nie losbandigheid nie, maar eenheid met hom. My oë is op hom. Ek volg hom. Hy loop voor. Elkeen van daai musikante in daai simfonieorkes het jare lank hulle self blootgestel aan onderrig en om op te skerp op hierdie talente en vaardighede wat hulle het. Om hierdie instrument te bemeester. Hulle is kenners, hulle ken daai instrument. Hulle is bekwaam, hulle talente, hulle doen dit al vir jare. Maar hulle begin nie net elke ou op sy eie speel nie. Hulle kyk na die dirigent. Hulle oë is op hom. Hulle kyk na hom. Hy bepaal die tyd. Hy bepaal die ritme. Hulle volg hom. En wat ons kry is hierdie pragtige harmonie as die resultaat. Dis wat ek en jy doen. Ek en jy volg hom. En met enige ritme, ouens, is die detail van ons lewens vrek belangrik, hoor. Dit is baie, baie belangrik. Dis die klein dingetjies in my en jou elke dag lewe, wat ons, wanneer ons in 'n ritme kom met dit, dan begin ons vernuwing beleef. As jy 'n bietjie gaan kyk in musiek, is die beat, die timing, is redelik belangrik. Anders te werk daai song nie. Nee, stem julle saam met my? In die biologie, ons hartklop is verskriklik belangrik. Dit rig die hele funksie van die liggaam. Net daai ritme. In die natuur is ritme ook belangrik. Die tyd wat die son opkom en die tyd wat die son sak, bepaal seisoene. Maar net so, ek en jy elke dag, elke liewe dag, in ons integriteit, is dit regtig die klein dingetjies wat ons karakter een vir een kom vorm. My woorde breek nie meer af nie, maar my woorde bou nou op. Ek kom nie net in 'n mode waar ek net wil vat nie, maar ek gee ook weg.
Ek kies nie net bitterheid nie, maar ek vergewe. Ek bly nie net krities nie, maar ek het geloof vir meer. Dis in die klein goedjies, dat wanneer ons begin sy leiding volg, en dit raak 'n ritme in ons lewens, dan begin vernuwing 'n realiteit raak in my en jou lewe. God is nie net betrokke in die groot goed nie, God is betrokke in die detail, in die klein goedjies. In die klein goedjies elke liewe dag. Elke liewe dag is die Heilige Gees besig om 1 miljoen kere uit te roep, volg my, kom saam, kom saam. 1 miljoen kere 'n dag. Al wat ek en jy hoef te doen, net ons oë te hou op hom te volg, dat hy die ritme gee. Ons is net gehoorsaam. Dis nie werk nie, ouens. Dit kom vanuit 'n plek van begeerte. Ek sluit af. Jesus het nooit gesê probeer harder nie. Al wat hy gesê het is bly in my. Dis al wat hy gesê het. Bly in my. Integriteit is baie maklik. Maar net as ons dit nie op ons eie doen nie. Op ons eie vrek moeilik. Onmoontlik. Onmoontlik. Bly in my. Ek is die vingerstok. Julle is die lote. Die wat in my bly, sal veel vrug dra. Johannes 15 vers 5. En dis 'n waarborg. Die vrug is integriteit. Dis dan wanneer ek myself ontmoet wie ek werklik is. Dis dan wanneer ek as 'n kat in die spieël kyk en ek sien 'n leeu. Integriteit. Ek wil vir julle uitnooi na daai tafel toe vanoggend. Dit is 'n plek van herinnering. Dis 'n plek van onthou. Onthou wat? Onthou nie net wat Christus vir jou gedoen het nie, maar onthou wat hy met jou gedoen het. Dis 'n plek waar jy in die spieël kan kyk en kan kies wat jy sien. Dis 'n plek waar jy net die refleksie kan sien of jy kan die potensiaal sien. Ek vra vir jou vanoggend om, dis wat die tafel doen. Dit herinner ons aan dit waarvoor hy sy lewe gegee het. Die perfekte, volkome, afgehandelde werk het juis iets te sê oor my en jou lewe. En dalk wil jy, soos jy nagmaal vandag gebruik, kies. Ek wil nie weer meer net die refleksie sien nie. Maar ek kies om my ware self daar in hom te ontdek en te sien. As daar vanoggend 'n plek is of 'n area in jou lewe is waar jy voel jy wil net hom kom vertrou vir vernuwing en dit na hom toe kom oplig, dan sê die tafel hy's gebreek sodat ek en jy in daai area heel kan wees. Amen. Julle is so welkom om uit te beweeg. Baie dankie.